wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, nooit weer dors nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, van hom wat is, en van hom wat weer sal kom. Amen. So sê die liewe Here, soos ons gesing het, beamoen ons dit ook opnuut in ons gebed. Dankie Here dat U gee. En U wat mildelik gee. Ons besef, Here, ons is niks sonder U nie. Geen lewe, hoop of verwagting nie. Here, ons besef ook die voorreg om as geloofsgemeenskap vanoggend hier saam by mekaar te kom. En dat ook in hierdie oomblik U getrou gee wat ons nodig het. Here, dankie dat U ook nie altyd gee waarvoor ons vra nie, want ons besef ons is mens. Maar U, die God wat weet wanneer om wat te gee. Dat U binne U wil en op U tyd gee. Nie terughou, Here. Ons weet ons is U kinders. Vader wat weet wat kinders nodig het. Maar Here, dankie dat ons die vrymoedigheid steeds kan hê om te vra. Help ons, Here, om binne U wil te vra. Na U wil te leef. En so is dit ook nou ons gebed, dat U sal gee, Here, dat ons sal hoor en luister, ons eie sal maak U woord wat U oopbreek. Dankie, Here, dat U getrou ons voed met die geestelike woord en brood. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament. Ons lees vanoggend saam die evangelie volgens Lukas. Lukas 24 verse 13 tot 35. In my Bybel is dit welkom om saam te lees. Is dit op bladsy 119 van die Nuwe Testament, is nou die 83 vertaling, so jy daardie bladsy nommer kry, Lukas 24, verse 13 tot 35, is die opskrif van die gedeelte daar, die Emmausgangers. Ek hou vir u voor, op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sal verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. Nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê Jesus vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie al hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom,
waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hy het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle voor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en het hulle hom herken. Maar hy het uit hulle gesig uit verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle op die pad wat gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan deur daardie tye in die lewe, oomblikke in die mense lewe, waar alles sin gemaak het. En dan op daardie stadium dan wonder jy, maak dit steeds sin? Want skielik nie meer nie, en jy bevraagteken. Gaan deur goeie tye, gaan deur tye waar die verwagtinge hoog is, ons kan sê waar jou geloof dan nou sterk was. Jy oortuig is, en dalk dit so insien, jy weet wat God besig is om te doen, en dan die hand omkeer anders. Hoe nou, Here? Gebeur dalk iets in jou lewe wat alles verander. Al jou sekerheid, al daardie standvastigheid, al daardie rigting wat jy nou sou sê, sterk op pad, eintlik jou met vraagtekens laat. En elkeen van ons sou dit al beleef. Elke gebed wat jy voel nie geantwoord is, soos jy gehoop het, of dalk 'n teleurstelling, iets wat jy nie sien kom het, of vir 'n verlies wat jou wêreld so skud en jy bevind jou op hierdie pad van vrae, pad van ontsteltenis dalk, onsekerheid, verslaandheid, stilte, en so kan mens aangaan om hierdie lewens weer te bespreek. Jy ken, jy is krities bewus dalk van die lewenspad, hoe dit vir jou tans is. Geliefdes, en dit is dalk die pad. As ons dit in soveel woorde moet omskryf, ons is nie onbekend aan daai lewens weer nie. Dit die gevoel, dis die stemming, dis die toon van wat in hierdie Emmausgangers se harte omgegaan het. Dis waar ons hulle ontmoet langs hulle pad. En baie raakpunte het hulle met ons, of dalk ons met hulle. Hulle is nie vreemdelinge vir die geloof nie. Hulle is volgelinge van Christus. Hulle is mense wat Jesus geken het. Hulle is mense wat 'n pad saam met hom gestap het. Selfde raakpunte soos met ons eie lewe. Hulle vind op daardie stadium, soos dit nou daarna Christus se kruisiging, sterwe, begrafnis. En nou is hulle rug gekeer op Jerusalem. Hulle sit met hierdie stuk wanhoop, wat nou? Die rug gedraai op Jerusalem, baie simbolies geliefdes, is hierdie wegkeermoment. Aanvanklik toe hulle Jerusalem toe gegaan het, die gesig gekeer na Jerusalem, hoop, opwagting, verwagting, want ons gaan nou nader. Maar nou die absolute antiklimaks wat hulle dalk beleef, van teleurstelling, die rug gekeer. Die rug gekeer op wat hulle op daardie stadium reken vir hulle hoop was. Hulle loop met swaar harte. Hulle loop met gebroke verwagting. En tog, al weet hulle dit op daardie stadium nie, ons wat die hele verhaal ken, ook 'n redelike baie bekende verhaal, weet hierdie is nie 'n storie van
verlies nie. Vir hulle op daardie stadium, soos hulle trap, is dit op moedverloorse vlakte. Vir hulle op daardie stadium was dit maar 'n storie van verlies. Ons weet dis nie 'n storie van verlies nie, dis 'n storie van ontmoeting. Ons weet dis nie 'n storie van teleurstelling nie, dit is 'n storie van openbaring. Maar so besef ons ook, soos hulle nie die insig gehad het op daardie stadium op hulle lewens weer nie, net so ons ook. Op ons lewens weet dat ons nie altyd die insig het nie. En kyk ons baie keer terug, sou ons sê objektief, ek moes so gemaak het, ek moes dit gedink het, ek moes dit verstaan het, hoekom het ek nie dit raak gesien nie? Maar dit is verby. Op daardie stadium in jou lewensweg, het jy dit nie gehad. Geliefdes, in daardie opsig bevind ons onsself eintlik maar soos die Emmausgangers op ons eie lewens weer. Hierdie gewone pad wat hulle stap, gerig tussen twee plekke, Jerusalem wegstap, nader stap na Emmaus, maar dit was nie dieselfde aanvanklik soos hulle Jerusalem na gegaan het. Hulle stap nie na Emmaus, met ander woorde, met dieselfde verwagting uitsien soos wat hulle vroeër Jerusalem voor die kruisiging sou na gestap het nie. Hulle stap maar huis toe. Want waar anders? Want in Jerusalem het ons toe nou nie ons hoop gekry nie. In Jerusalem het ons teleurstelling teëgekom, het hulle gedink. En die enigste kenbare plek waarna hulle nog mag gaan is Emmaus. Dis hulle huis. Dis maar die gewone lewe. Nie hoop. Maar dan 'n groot troos in die verhaal, en dalk die grootste troos van hierdie verhaal, is dat God hulle ontmoet langs hulle stap. Langs hulle op pad wees. Langs hulle pad. Wat hierdie pad op daardie stadium, geliefdes, ook al vir hulle beteken, begin die ligstrale van hoop aanbreek, waar die Here hulle ontmoet. Vir ons ook is dit merkwaardig om raak te sien. God ontmoet ons nie net in ons sterk oomblikke, in daardie seker oomblikke, maar ook juis langs ons twyfel weer. Ook juis langs ons terugstap van wanhoop. Ook juis ontmoet die Here ons daar waar ons iets nie verstaan en maar na die bekende toe wou teruggaan, na Emmaus, sonder hoop. Geliefdes, so kom die Here ook deur die Gees na ons eie pad van Emmaus. Kom ons hoor op net weer hierdie verhaal. Seker jy hoor al reeds die momente dat daar nie 'n groot verskil is tussen ons en hierdie mense, hierdie twee reisigers. En dat ons juis die woord van die Here so sal aanhoor, dis nie net iets wat met hulle gebeur het eendag lank gelede met hierdie twee Emmausgangers nie, dit is ook in hulle voorbeeld en wat daar gebeur het, dat die Gees ook deur hierdie teksgedeelte met ons spreek langs ons weer. Want ons is ook op pad. Ons het ook dan so te sê ons pad na Emmaus. Nou histories gesproke, geliefdes, sien ons hierdie pad na Emmaus 11 km, Bybelteks sê 12 km. Ons weet nie eintlik regtig waar is die dorpie van Emmaus nie. Mens kan 'n radius min of meer trek en bepaal dit moes daar wees, baie klein dorpie gewees, reisigers sou daar aandoen, daardie terme, nie 'n Jerusalem nie, maar nog kleiner as selfs 'n klein dorpie soos Bethlehem of Nazareth. So, nie 'n groot plek nie. En hierdie manne is op pad. So 11-12 km se stap sou hulle omtrent so 2-3 ure geneem het om hierdie reis te onderneem. Ook heel anders as die dorpe in daardie tyd redelik naby, of nie veel verder as 15 km so uitmekaar uit nie, want dit is hoe lank dit jou sal neem. Gemaklik om jou besigheid die dag te doen, die oggend nog en dan teen die aand terug te wees.
Dink histories gesproke in Suid-Afrika, sou jy dieselfde sien, dorp is bietjie verder uit mekaar, maar dit so lank het jy met 'n ossewaarheid sou neem om daarby uit te kom. So geografies is hierdie dorpies baie naby aan mekaar. Emmaus 11-12 km van Jerusalem is redelik naby. Hierdie manne stap 'n werklike pad. Stofpad. Maar in hierdie teks begin ons baie duidelik agterkom dat alhoewel dit 'n fisiese pad is wat hulle loop, die teks alreeds baie vroeg suggereer, hier is 'n geestelike reis, as ware 'n pelgrimstog wat hulle onderneem, en dis nie na Jerusalem toe nie. Hulle ontmoeting met die Here is waar hulle teruggekeer is van Jerusalem, so jy's hierdie wegstap oomblik, waar die Here hulle inhaal. Dis nie die mens wat na die Here gaan nie, dit is hy wat langs hulle lewensweë hulle inhaal en met hulle praat. Jerusalem self, liefdes, op daardie stadium baie bekende stad, politieke sentrum van die streek gewees, maar ook baie sterk religieus. Vir die Jode veral die tyd was die Pasga gewees. Juis hierdie verwagtinge soek na 'n Messias. Ons vier nou die Pasga, ons gaan na Jerusalem daarvoor, en dit het in 'n mate hierdie Joodse nasionalisme laat opvlam binne baie se harte. Want ons vier dan nou juis hierdie fees in Jerusalem, waarna almal oor die streek hier en soveel hoop en opwagting op pad is, om te herdenk dat die Here ons eens op 'n tyd uit die mag van Egipte verlos het. En mag dit dalk maar weer so wees. En hulle hoor sprake van die Messias in Jerusalem, in die hoofstad. Jy kan hoor, hierdie op pad wees is vol hoop, afwagting. En dan na alles wat gebeur het, die teleurstelling. Tyd wat hulle verwag het, die Messias sou ons as Jode verlos. Baie anders is hierdie woord verlos omskryf as hoe ons oor verlossing dink. Dit was 'n politieke verlossing. Verlos van Rome. Ons lees verlossing van Christus in as verlossing van sonde. Dis terdee wat Jesus vir hulle wou wys, maar wat hulle nie kon insien. So ek sou sê met reg en rede dalk, omdat dit is hoe hulle verlossing verstaan het, dat hierdie twee Emmausgangers maar teleurgesteld was. Teleurgesteld in Christus. Hulle sê, ons het gehoop dat hy die een was wat Israel sou verlos. Met die suggestie, hy is toe nou nie die een. En met dit in gedagte, die Here wat wys hoe verlossing lyk. So stap hulle. Met dit wat in hulle hart maal en omgaan. Maar is twee reisigers, hulle praat ook maar met mekaar. Hulle praat en hulle redeneer. Griekse woord wat eintlik daarvoor redeneer gebruik word, ek dink is dalk bietjie te lig in Afrikaans beskryf, is eintlik hulle debatteer met mekaar. Dit skerm amper so aan, hulle stry bietjie met mekaar. Baie meer om net met iemand te redeneer. Hulle gaan so stry die pad. Jy kan hoor hierdie geestelike stryd binne hulle. Hulle redeneer in daardie opsig dan nou met mekaar. Verslae wat pas gebeur het. Hulle stry met hulle self, hoe kan dit so gebeur? Christus was toe nou nie die een. Maar ook sekerlik met mekaar redeneer, stry. Want hulle probeer sin maak. Met hierdie hoop en verwagting op pad na Jerusalem toe, en nou hierdie teleurstelling om terug te moet ry, terug te stap liewers, en daar is vir hulle niks verder, geen hoop nie. Ja, hulle het gehoor van engele wat aan die vroue verskyn het, maar dit ontstel hulle eintlik net nog meer, soos ons ook tevroor gesê tevore, dat die getuienis van 'n vrou nie veel water gedra het in daardie tyd. So hulle weet nie wat om daarvan te maak nie. Kan ons dit glo? Dit ontstel ons eintlik nou net nog meer. En dan des te meer, geliefdes, ja, grypende beeld van Christus as die derde reisiger wat by hulle aansluit. So stil eintlik
by hulle aansluit. As ek my nou in hulle skoene moes plaas, maar ons doen dit met ons eie gedagte van hoe jy reis op pad van een plek na 'n ander plek en 'n reisiger by jou wil aansluit, so jy dink dit is heel vreemd. Jy sal eintlik wil wegskerm daarvan, die persoon kan gevaarlik wees, ensovoorts. Maar dis nie hoe die mense in die ou naby Ooste gedink het nie. In die Mediterrane wêreld, as 'n reisiger by jou sou aansluit, dan sou dit vir jou geselskap enerzijds beteken, maar ook 'n mate van veiligheid. Julle is nou meer. Ons is nie nou net 2 nie, ons is 3. En alhoewel so naby van Jerusalem tot Emmaus, 12 kilometer, kon baie langs die pad gebeur het, rowers. Dit was wel onveilig geweest. En dit raak ook maar aan. En ons kan daardie mate van hoe hulle gereis het, verstaan. So hier kom hierdie persoon, derde persoon, derde reisiger, onbekende persoon, en sluit by hulle aan. Vreemdeling in hulle oë. Sien dit baie duidelik, die teks sê, hulle herken nie, dis Christus nie. Ons as leser weet, dis Christus. Ons sien dit nie. Maar dit is baie in lyn met mense wat Jesus na sy opstanding gesien het vir die eerste keer, geliefdes is, hulle herken Jesus nie vir die eerste keer. Dis eers baie laat. Na 'n openbaring van God af, as het ware, dat die mens tot die insig kom wie voor hulle is. En dieselfde hier vind ons dit, dis vir hulle net nog 'n onbekende reisiger, 'n vreemdeling. Hierdie vreemdeling vra vir hulle, waaroor praat julle so ernstig terwyl julle loop? En dit is waar, jy kan sien in gesprekke en groepsvormings, as mense lig gesels, as die gesprekslyn baie lig is, jy kan sien as mense intens met mekaar praat, en dan kan jy nou besluit van ek nou deel van die gesprek vorm, wil ek ook so diep in die gesprek gaan of nie. Jy kan sien in liggaamstaal hoe mense praat, al weet jy nie waaroor hulle praat. En dit belyn ook dan nou hierdie Griekse woord van redeneer, as stry as ware met mekaar. Hulle vroeg oor wat gebeur het en hulle redeneer, debatteer oor en weer met mekaar, maar Jesus besluit, ek sluit aan. En waaroor gaan hierdie stryery tussen julle twee? En hulle antwoord, geliefdes, is eintlik nogals verontwaardig, soos jy jou kan indink. Maar Jesus vra, as jy die enigste onbekende in hierdie gebied, jy nie weet wat gebeur het, van wat pas gebeur het, die naweek waaruit ons is, van die kruisiging, van lyding, hoe weet u dit nie? Baie ironies vra hulle die vraag aan die een wat dit self gevoel het, wat dit beleef het, wat dit deurgegaan het. Maar soos 'n rabbi van daardie tyd, leermeesters, geliefdes van daardie tyd, so baie keer vra om die vraandes, om die leerlinge in 'n rigting te kry. Jy sou dink dit moet stellings wees dat Christus dadelik begin om te sê, so en so werk die dinge. Maar die Here vra klomp vrae. Met die eerste leesgemens dink maar, dit laat hulle 'n mandjie van klomp vrae en hulle debatteer en hulle worsteling net nog meer. Dit is nie so. Die Here vra om hulle harte in 'n rigting te kry. Om met hulle harte en met hulle gemoedere te werk. En so op daardie opsig praat hulle hart ook uit. Hy antwoord om en vertel die verhaal van die Jesus van Nasaret. Soos ons lees, 'n profeet magtig in daad en woord oor God en die hele volk, van die veroordeling, van die kruisiging, van die rotsgraf, van hulle ontsteltenis, van hier is die rotsgraf nou leeg, en nog op die koop toe sê vroue dat die graf heeltemal leeg is en die liggaam nie gekry kan word. En op hierdie vraag begin Christus vir hulle groter rigting gee. Hy sê trouwens, wat is julle tog so onverstandig en traag om te glo wat die profete gesê het? Hoe sien julle dit nie in nie? Julle Jode wat so getrou op pad Jerusalem toe was, wat julle skrifte ken. Hoe weet julle nie dat die dinge met die Messias moes gebeur nie? En dit is nie
nou van net wat onlangs gebeur nie, dis die skrif wat wys, dit sal gebeur. Skrif, Jesaja 53 sê dit duidelik, die lydende knegg. Waarskynlik was dit een van die gedeeltes wat Jesus met hulle oor gepraat het. Of Psalm 22 wat ook wys na die lydende Messias. In retrospek, as mens terugkyk na die verwagtinge van die Jode op daardie stadium en wat hulle eie skrifte belig, hoe die Messias sal wees en wat hy sal deurgaan, dan kan jy haastig nie indink dat hulle nie die gedagte gehad het van die Messias as die lydende knegg nie. Die Bybel, die Ou Testament, spel dit helder en duidelik uit, dat jy jouself al afvra, maar hoe weet hulle dit nie? Hoe kan dit nuus wees? Maar dit wys net so, as iemand se verwagting in 'n sekere lyn is, en hulle dit wil sien, dan sal hulle dit sien. En hulle verwagting in daardie tyd was, Christus moet 'n Messias, moet 'n politieke Messias wees. En daarom het hulle glad nie oorweeg, dat lyding, pyn, die kruis, dat dit deel van die Messias se verlossing kan wees. Geliefdes, hulle sit met 'n legkaartstuk voor hulle, klomp stukkies wat deur mekaar is, en hulle probeer in hulle stry en hulle redeneer, sin maak van die prentjie. Christus help hulle. Hulle begin beter sien hoe die Here vir hulle die Ou Testament wys, hoe dit dan nou kan wees dat die Messias sal wees. Hoe kon julle dit mislees? Hy wys nogals baie interessant, die drieledige skrif is vanuit die wet, die profete en die geskrifte wat Jesus, baie pertinent sê ons tekste, dat Jesus dit aanhaal. Nie net uit een korpus nie, maar die hele Bybel, soos hulle dit dan nou daardie tyd verstaan. Jesus verduidelik uit die skrif. En hulle harte begin warm word, sien ons. Ons lees dit, hulle sê dit in retrospek later ook. Hulle begin iets verstaan, maar nog nie alles nie. Hulle herken op daardie stadium nog nie vir Jesus. En soos dit met 'n 12 km reis sal wees, in 2-3 ure stap, raak die pad vinnig kort, as dit 'n interessante gesprek is. As dit iemand is wat vir jou sê, wat jy nie weet nie, en jy is leergierig en jy wil net nog meer weet, dan is 12 km baie min. En so gebeur dit ook, kom hulle by hulle eindbestemming. Maar hierdie reisiger, hierdie derde persoon, maak of hy verder wil loop. Hulle kom by hulle huis, maar dit raak ook nou aand. En hulle nooi vir hulle derde reisiger, Christus oor. Hulle herken hom nog nie. Hulle is gewoon soos die sosiale konvensies van daardie tyd bepaal, jy moet gasvry wees. Ons verstaan eintlik gasvryheid meer as vriendelikheid. Daardie tyd was dit 'n mate van vriendelikheid, maar dit is ook 'n plig, 'n sosiale plig. Dit was 'n morele plig van jou gewees. Dis nie net gewoon wees vriendelik en gasvry met iemand nie, maar jy moet hierdie persoon huisvesting bied. Want dit is donker. Wat gaan nie met hierdie persoon word op die pad, op hierdie donker pad verder vorentoe? En daarom hierdie woorde, sien die derde reisiger hou aan, maar hulle dring by hom aan en sê, bly by ons, lees ons. Want dit is amper aand en die dag is al op sy einde. Liefdes, daar is iets moois hierin. Ja, aan die een kant, sosiale konvensie, plig, gasvryheid, verstaan ons. Maar is ook in die mate van ons wil meer hoor. Ons wil nie dat hierdie reisiger net sonder meer verder aanbeweeg en ons hom nooit weer ontmoet. En ons ander mense moet vertel van hierdie insig wat ons 12 km gehad het. En ons wil hê hy moet by ons aandoen. En dis aand. En dis etenstyd. En aan tafel neem Jesus die brood en hy spreek die seën uit, hy breek dit en hy gee dit vir hulle. Hierdie handeling sou vir hulle baie bekend wees. En selfs by die eerste lees van die teks kan jy hoor, het verwys terug
na die eerste instelling van die nagmaal van Christus met sy disippels, waar hy die brood geneem het, gebreek het, uitgedeel het, suggereer het gedeelte presies dieselfde. Eintlik vreemd vir daardie tyd dat Jesus juist dit doen. Hy is 'n gas van hierdie huis. Soos in ons dag en tyd, as jy iemand sou oorneem, werk ten minste in ons huis nog so, ek weet nie, tyd vir ander ook so het ek groot geword, maar jy sou aan die punt van jou tafel sit as die hoof van die huis. En in ons kultuur is die konvensie, ten minste eerste, dat die hoof van die huis die kans het om die gebed te doen. Dink jou in, dit gebeur in jou huis dat iemand anders op jou plek op die hoof gaan sit. Jy sal dalk niks sê nie, maar dit sal 'n bietjie vreemd vir jou wees, of dan die tafelgebed doen, wat jy altyd sou doen. Jy sal niks sê nie, dalk sal jy, maar jy sal dink dit is vreemd. Dis nie hoe ons dinge doen. Presies dieselfde gevoel, geliefdes, heers in hierdie teks, want Christus is gas van hierdie tafel. En hy doen in daardie tyd wat die werk is van die gasheer. Hy neem die brood en breek dit en stuur dit aan. Kultuur van daardie tyd is die gas doen dit nie. Gasheer doen dit. Maar hy doen dit juis, want het gaan nie hier om 'n gewone tafel. Skielik sit hulle nie meer net aan 'n etenstafel nie, hulle sit aan die tafel van die Here, waar hy die hoof is. En dis op daardie oomblik wat hulle oë oopgaan, wat hulle hierdie geestelike insig het om te sien wie dit is. Ons eet nie net aandete nie. Ons sit aan die Here se tafel. En so val alles in plek. Hierdie legkaartstukke wat op pad na Emmaus vir hulle begin duidelik raak, op daardie oomblik is dit 'n volledige prentjie. Dis duidelik. Maar dan verdwyn. Jy sien eintlik vreemd hierdie teks, soos 'n gewone narratief sou loop, het hy 'n stadige opbou, klimaks en ontlont. Maar hierdie teks wil oploop en as leser dink jy, goed, langs die pad gaan Christus om nou openbaar. Jy as leser het hierdie verwagting, maar dit gebeur nie. Die spanning word in 'n mate behou en nou gebeur dit uiteindelik in die teks na die motoriese moment van oploop, klimaks in die sin van hulle weet wie Jesus is, hulle sien hom, hulle besef dit, hulle het die insig. En dan sal ons sê, die absolute antiklimaks. Hulle het pas gesien wie Jesus is en nou skielik is hy uit hulle gesigsveld weg. Dit, geliefdes, dink ek om die minste te sê, sou 'n emosionele verklank wees vir iemand. En die teks wil al klaar hier begin 'n ander opbou en verstaan van Christus by mense en Christus deur die Gees by mense hier toon. Juis ons oploop na hemelvaart. In gewone Afrikaans gesê, Christus is weg in daardie sin. Jy kan hom nie sien nie, maar dit beteken nie dat hy nie meer langs jou lewenspad is nie. Jy sien hom nie meer daar aan die tafel van Emmaus nie, maar dit beteken nie dat hy nie steeds deur die Gees teenwoordig is nie. Ja, hy het uit hulle gesigveld uit verdwyn, maar die Here het hulle nie verlaat nie. Sy teenwoordigheid is anders en dis deur die Gees. En dis presies in hierdie tyd wat ons nou met die hemelvaart nader. Waar die vraag was, waar is ons Here nou? Waar gesê word, hy is nader as ooit. Hy is nie weg nie. Die Gees is in ons. Ons is nog nie by hemelvaart nie. Ons is nog op pad daarna toe. Soos hierdie Emmauspad. Soos die openbaring van die Here dit duidelik maak aan mense. Julle sal hom op 'n nuwe manier beleef, ervaar, dis deur geloof. Dis deur sy woord. Dis deur die gemeenskap van gelowiges. En dan sê hulle vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?
warm harte. Geliefdes, dit beskryf geestelike insig. Dit beskryf die werk van die Gees. En dit is nie die mense insig nie. Dit is alles God. Maar dan verder, mense sou nou dink hierdie verhaal eindig hier. Daarom vreemd hierdie verskillende klimakse. Skielik begin 'n nuwe verhaal as het ware, waar hulle dadelik teruggaan na Jerusalem. En dadelik beleef jy weer hierdie opbou van wat gaan nou gebeur. Met alles wat pas gesê is, weet ons, dis nou aan, dis onveilig, jy reis nie daar die tyd nie, maar skielik maak dit nie meer vir hulle saak. Hulle het die evangelie om te gaan verkondig. En onmiddellik, sê die teks, gaan hulle terug. Waarna toe? Jerusalem. Aanvanklik op pad na Jerusalem toe, met hoop, verwagting, en toe hierdie wanhoop. Ruggedraai, weg van Jerusalem, teleurstelling. En nou weer op pad na Jerusalem toe, met hernieude ywer. Ons Here het opgestaan. Gaan terug na die plek waar hulle vroeër weg is. Hulle vind die ander disippels en hulle vertel wat gebeur. Verhaal wat begin met wegstap, wat eindig met terugkeer. Eindig met getuienis. Geliefdes, maar dan die vraag, wat beteken dit vir ons? Ek dink eerstens in hierdie verhaal het sy verskillende klemtone wat jy nogals regtig op moet hou om by te bly langs hierdie pad, anders raak jy agter. Met al die klemtone sien ons ook dat God werk. God werk binne 'n werklike geskiedenis. Hy het hier met regte mense gewerk. Op regte paaie. Ons weet hoe lank daardie pad was. Ons weet waarheen daardie pad was. Met regte probleme van mense. Probleme wat ons verstaan, wat ons ken, wat ons in kan deel. Regte teleurstellings. Wat ons hier vind in die woord van die Here, geliefdes, is ons geloof is nie een of ander teoretiese beskrywing of 'n mite van eendag lank gelede. Dit skiet wortel, is gevestig in konkrete gebeure. Dit is krities belangrik. Maar dit hou ook nie daarop. Dit wys ook baie dieper na ons eie lewenspad. Die nie letterlike pad. Ook op ons pad wees het ons maar bepaalde verwagtinge. Bepaalde idees van dit is hoe God moet wees en hoe hy vir my moet wees. Presies soos die Emmausgangers van nou. Verwagtinge, soms ook teleurstellings. Soos by die Emmausgangers, geliefdes, kom die Here ook en hy leer ons. Maar hy leer ons deur sy woord. Hoe moet ons verstaan van God wees? Hoe moet ons verstaan van God gewysig wees? Is deur die woord en die woord alleen. Nie deur ander tierlantynkies van hierdie dag en tyd nie. Die woord en die woord alleen. Om ook ons eie vooropgestelde idees van God as hervormers selfs te korrigeer. Ons bly hervorm. Die Here bly met ons op pad staan. En dan sien ons die hoop dat die Here ook net vir hulle op hulle lewenspad, maar ook vir ons op ons pad oorloop. Geliefdes, en dit is nie wat ons net sou beskryf in die sogenaamde heilige oomblikke in ons lewe nie. Dit is in ons alledaagse reis, in ons gewone op pad wees, in ons gewone omgaan met mense, in ons gesprek, in ons vra, ons twyfel.
Dis die vraag, is die Here deel daarvan? En mag hy verandering bring in die manier hoe ons dink. Verandering van hart, van rigting, van lewe. Miskien bevind jy jou vandag op so 'n pad, so 'n Emmauspad. Miskien probeer jy sin maak van dinge in jou lewe, dinge uitwerk, dinge wat nie loop soos wat jy dit wou gehad het, dit moet loop nie. Nie uitwerk soos wat jy wou gehad het, dit moes uitgewerk het nie. Ons het nou mooi ons pad al klaar beplan. Jy sit dalk met dieselfde teleurstellings. Onthou veral dan, die Here ontmoet jou langs jou pad. Hy bepaal jou pad. Hy gee rigting. Nie jou rigting nie. Syne. En weet ook die Here is nie ver nie. Al voel dit vir jou hy's ver. Al herken jy hom nie soos hierdie twee manne, beteken dit nie hy's nie daar nie. Dis jy wat hom net nie sien. Luister na sy woord. Lees dit, geliefdes. Bestudeer dit. Leer daar. En laat toe dat jou hart warm word. Dit sal. Vertrou dat die Here op die regte tyd, op sy tyd, nie jou tyd nie, hy jou sal insig gee. En wanneer dit gebeur, nie as nie, wanneer, staan op, draai om, en gaan terug na die Jerusalem van hoop, wat het ook al mag wees. Gewoon getuig deur jou lewe heen van Christus. Hierdie verhaal is ook ons verhaal. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.